twee puntladings, A en B, elk met 'n lading van 3 nanocoulomb, daar is ook 3 nanocoulomb, is in rus op 'n horisontale oppervlak. Punt P is R-meter vanaf lading A en 2 R-meter vanaf lading B. Beskryf 'n elektriese veld. 'n Elektriese veld is 'n gebied of 'n ruimte waarin 'n elektriese lading 'n krag ondervind. Nou moet ons die resulterende elektriese veldpatroon as gevolg van ladings A en B teken. Nou A en B gaan dieselfde grootte wees. Daar's niks tussen hulle nie. So lyne moet weg van hulle af wees, pile moet wegwys en A en B gaan nie aan mekaar raak nie. Daar's geen elektriese veldlyne wat die twee verbind nie, want daar vind afstoting plaas. Bereken die waarde van R as die grootte van die netto elektriese veld by punt P 27 Newton per coulomb is. So ons weet ons gaan 'n elektriese veld hê as gevolg van A en 'n elektriese veld hê as gevolg van B, en die elektriese veld van A gaan groter wees as die van B, want A is nader aan P as B en hulle ladings is presies dieselfde grootte. So A gaan 'n groter invloed hê, so die netto elektriese veld gaan die elektriese veld by A wees minus die elektriese veld by B. So kom ons begin met die elektriese veld by A. Dit is gelyk aan K is 9 mol 10 tot die mag 9, maal met ons lading 3 nanocoulomb 10 tot die mag minus 9 en ons deel dit deur R kwadraat. R is onbekend. Nou, maal 10 tot die mag 9, maal 10 tot die mag minus 9, hulle gaan vir jou 1 gee, so dit is 27 op R kwadraat. Ons doen presies dieselfde met B. K is 9 maal 10 tot die mag 9, maal met 3 maal 10 tot die mag minus 9. Die lading van A en B is in elk geval presies dieselfde. En dan R kwadraat is 2R gekwadreer en dit is 4R kwadraat. So dit is 4R kwadraat. En hier kry ons dan 27 op 4R kwadraat. En as ons 27 deel deur 4, dan is dit 6,75 op R kwadraat. En nou kan ons E net gaan bereken, soos reeds gesê, EA gaan groter wees as EB, so EA minus EB, EA is 27 op R kwadraat, minus EB is 6,75 op R kwadraat, so dit beteken die verskil is 20,25 op R kwadraat, en dan kan ons R gaan uitwerk deur die vierkantswortel van 20,25 gedeel deur 27 te kry, want E net is gelyk aan 27 en dit gee vir ons 'n R-waarde van 0,87 meter. Bereken die grootte van die netto elektrostatiese krag wat 'n elektron sou ondervind indien dit by punt P geplaas word. So ons het ons vergelyking en ons kan hom nou manipuleer, want daai netto elektrostatiese krag gaan gelyk wees aan die elektriese veld maal met die lading.
en die elektriese veld in hierdie geval is 27 en dit is 'n elektron wat daar geplaas word. So dis 1,6 maal 10 tot die mag minus 19. Ons skryf die positiewe waarde en dit gee dan vir ons 'n netto elektrostatiese krag van 4,32 maal 10 tot die mag minus 18 Newton.